Ek is Rini. Ek is nou al 33 jaar getroud met my man. Ons het 3 kinders, waarvan die oudste, daar's nou 2 klein kinders aan hulle kant, hy is 30. Dan het ek 'n dogter van 28 en 'n seun van 26. Die seun van 26 is nog in die huis. Verlede jaar het ek gegaan vir my mammogram, want een aand toe ek by die huis gekom het van ons huiskerk af, toe ek bad en ek smeer room aan, toe voel ek maar, joh, hier's 'n ding in my bors en dit was nie daar nie. Dit was net vir my asof dit is net skielik daar, weet. En ek het toe die dadelike afspraak gemaak by die dokter, wat my net kan verwys vir die spesialis. Toe het ek gegaan vir die mammogram 2 dae later en 3 dae later het hulle vir my gesê dit is kwaadaardig. Ek het 6 chemo's gekry en toe het hulle nou gesien maar die kanker ek het probleme gehad ewe skielik met my longe en my hart wat swaar gekry het as gevolg van seker maar bykomende faktore. En hulle kon nie dadelik met die beste chemo, of sal ek sê, die chemo wat hulle eintlik vir my wou gee, sou my hart affekteer. So hulle moes begin met 'n ligter klas chemo. En toe het hulle vasgestel dat daar's nou in my been, in my skouer en op my ribbes is daar tekens dat die kanker soontoe versprei. So nou het ek agter die rug ook 10 bestralings, sodat hulle net waar die ergste is, dit kan stop soort van. En nou van die 1 April af, begin ek nou met nog 4 chemo's, wat nou soos hulle sê, die rooi duiwel is. Wat 'n probleem in die begin was, en waaroor ek so bly was oor my platinum polis, is, dit was al na die einde van die jaar se kant toe. My man het vroeër in die jaar reeds oogkanker gehad. So hy is deur al hierdie stappe, so die geld wat beskikbaar was vir ons, vir die einde van die jaar, was nie veel nie. En daar was baie van die toetse wat, as gevolg van die mediese fonds, wat uitgeput is, wat ons moes betaal. En as dit nie vir die geld was wat ek gekry het op daai stadium, oor die polis wat ek uitgeneem het nie, sou dit vir my baie moeiliker gewees het, want om finansiëel ook nog te moet swaar kry, terwyl jy besig is met hierdie ander stryd wat jy stry, ek meen, dit maak dit net vir jou baie moeiliker. So dit het dit vir my gemaklik gemaak, in die sin van, ek het nie hoef te bekommer, waar gaan hierdie geld vandaan kom, om vir al hierdie addisionele toetse, wat die mediese fonds nou nie betaal nie, hoe gaan ek dit doen nie? Is ek gekontak deur Platinum, deur middel van 'n kontak wat my dogter opgesit het, want sy het vir haar so polis uitgeneem. En ek het die polis toe aanvaar. Van die begin af was vir my wonderlik om so lekker te bederf te word, met al die ou geskenkies en goed. Ek meen, watter vrou hou nie van 'n geskenk nie. En ek meen, ek het ook gehoop, dit sal nooit vir my nodig wees, dat hierdie polis uitbetaal word as gevolg van die feit dat ek kanker kry nie, en dat dit vir my soort van 'n spaar is, want ek het geweet, as jy die polis vir die tydperk het, en dat as jy op daai ouderdom kom, dan gaan ek 'n gedeelte daarvan terugkry. En dit was vir my min om te betaal, vir dit wat het vir my beteken. Onmiddellik toe ek sê ek is gediagnoseer, het hulle vir my die vorms gestuur, om in te vul. Ek het presies geweet wat van my verwag word, wat nie altyd die geval is nie. En na al die doktersbriewe en dit gekry wat nodig is my eis seker binne 4 weke daarna uitbetaal. So ek was regtig beïndruk. Met Platinum het ek net goeie diens gekry. Met alles wat hulle doen, en die mense is almal wonderlik. Grootendeels wat ek maar gedoen het is om onmiddellik te probeer om al die doktersrekenings natuurlik wat groot was, want soos van die MRI scans en goed, dit het dit nie betaal nie. Die aanvanklike waar hulle daai diagnose doen van jou om te sê dis dit's 'n kanker.
Dit is rekenings wat jy praat van R5000. Daar's 2 gedoen en die medies het dit nie betaal nie. Die MRI-scans was omtrent R10.000, my een wat hulle nie betaal het nie. So, dis baie groot, ek sou sê, 'n goeie R30.000 van die geld wat ek gekry het, moes ek spandeer onmiddellik aan dokterskostes wat nie gedek was nie. En wat die res betref het ek gedink, die beste om te doen, want jy weet nie wat vir jou voorlê nie, is sorg dat as daar nog iewers nog skuld is wat lê, kry dit weg. Want jy weet nie wat 'n pad jy gaan stap en wanneer jy weer gaan geld nodig het nie, terwyl jy die geld het. Ek meen, dit was vir my die beste opsie met die geldjies wat ek wel gekry het. Enige iemand verseker is, moet nooit dink, dit gaan nie met jou gebeur nie. Gaan vir jou ondersoeke, maak seker dat jy by die beste mense gaan vir jou ondersoek. Want dit kan ook wees dat jy na algemene dokters toe gaan of waar hulle scans doen, waar dit nie so betroubaar is nie. So as daar iets bestaan soos wat ek nou gegaan het, waar dit spesifieke borskliniek is, as dit vir daai rede is, dan gaan jy na 'n borskliniek toe. Want daai mense het die beste kennis om jou te help en dadelik raak te sien, is daar fout of is daar nie.